die eerste video op die kanaal en ook my eerste poging om 'n video te vervaardig. Ek waardeer dit opreg dat julle die tyd neem om te kyk. Voordat ek meer vertel oor die inhoud en die doel van die kanaal, wil ek julle vriendelik versoek om die subscribe te klik en die duime op knoppie te druk indien julle die inhoud van hierdie kanaal waardeer. Ek wil julle ook aanmoedig om die inhoud, sowel as die leers wat in die beskrywing afdeling hieronder verskyn, met lede van die Afrikaanse gemeenskap in Suid-Afrika en in die buiteland te deel. Die doel van hierdie kanaal is om die soewereiniteit van alle inheemse volke binne Suid-Afrika te bevorder. Inheemse volke sluit onder andere afsammelinge van die Afrikaner, Griekwa, Khoi en San, kleerlinge en Indiër gemeenskappe in, asook enige ander persone wat hulle self met hierdie beweging vereenselwig en daartoe aangetrokke voel. Ek volg daagliks die hedendaagse internasionale en plaaslike geopolitieke gebeure baie noukeurig. As 'n Suid-Afrikaans gebore Afrikaner het ek oor tyd 'n duidelike perspektief en 'n identiteit ontwikkel waarvolgens ek hierdie neigings en gebeure interpreteer. Ek beskou myself as intellektuele en verligte persoon, nietemin as gevolg van die hedendaagse neigings, internasionaal sowel as plaaslik, na onbeheerste liberalisme word rasionele denkende persone soos ons dikwels as konservatief, regs of selfs verregs en soms selfs as rassisties of white supremacist bestempel. Omdat ek daagliks baie ure op YouTube bestee waar ek geopolitiese gebeure volg, het ek oor tyd 'n uitgebreide lys van kanale opgebou wat ek volg. Hierdie kanale kan oorwegend as deel van die konservatiewe filosofiese spektrum beskou word, wat nie ten gunste is van die wêreldwye beweging na globalisering nie. Internasionaal volg ek onder meer die kanale van The Duran, Alexander Mercouris, Alex Christoforou, John Meesheimer, Larry Johnson, Judge Napolitano en ander. Plaaslik volg ek onder meer kanale soos die van generaal Wynand du Toit, Willem Petzer Groep, kolonel Chris Wyatt, Professor G, The Political Insider en ander. Deur hierdie plaaslike en internasionale kanale te volg, kry mense 'n duidelike beeld van politieke neigings binne en buite Suid-Afrika. Plaaslik skep hierdie kanale 'n toenemende beeld van misdaad, verval, wanorde, korrupsie en politieke onstabiliteit, gedryf deur kriminele syndikaate binne die land wat entoesiasties ondersteun word deur ANC-kaders en politici. Ek stem volkome saam met die Suid-Afrikaanse kommentators se siening dat die ANC-regering in 'n toenemende staat van onomkeerbaar verval beleef. In 2026, veral met die aanloop tot plaaslike verkiesings, is die politieke landskap besig om vinnig verder te degenereer. Die leemte wat ek tans waarneem, is dat hoewel hierdie kommentators die omvang van die bedreigings in die plaaslike geopolitiese omgewing baie effektief beskryf, daar minder aandag aan praktiese oplossings geskenk word. Om hierdie rede het ek besluit om hierdie kanaal te skep, om vas te stel of ander ook dieselfde gebrek aan oplossings ervaar vir die uitdagings waarmee die Afrikaner en ander inheemse volke van Suid-Afrika gekonfronteer sal word in die afsienbare toekoms. Ek neem nie net hierdie leemtes waar nie, maar wil ook 'n potensiële oplossing voorstel en wil die Afrikaner gemeenskap se reaksie daarop toets. Die voorgestelde model waarop die toekomstige soewereiniteit van die Afrikaner gebou kan word gebore uit die ANC se Freedom Charter van 1955. Ek het die Freedom Charter herskryf om spesifiek gestalte te gee aan die soewereiniteit van die Afrikaner volk. Vir die gerief van kykers wat belangstel, het ek 'n skakel geplaas na die oorspronklike 1955 weergawe van die Freedom Charter. Die skakel verskyn in die description afdeling van die video. Ek het ook skakels ingesluit na beide die nuwe Engelse en Afrikaanse herskryfde weergawes. My doel om die 1955 Freedom Charter te gebruik as die oorsprong vir die nuwe handves van soewereiniteit is dat die ANC en sy kriminele kaders nie 'n verweer het of grondige objeksie kan loods
teen die regte wat in die handves uiteengesit kan word nie. Die ANC en sy kriminele kaders interpreteer hulle regte uitsluitlik ten gunste van die Nguni soos hulle dit sien in die 1955 Freedom Charter. Alle volke en groeperings het gelyke regte soos dit beweer word in die Freedom Charter. Die Afrikaner se reg soos dit uiteengesit sal word in die nuwe oorkonde behoort sonder enige weerstand deur die ANC en sy kaders erken te word. Hierdie nuwe oorkonde sal daarop gemik wees om gestalte te gee aan die soewereine belange van die Afrikaner. Die sterwende ANC-regering het geen geldige grondslag om nie die oorkonde vir die soewereiniteit van die volke van Suider-Afrika as gelykstaande aan of selfs verhewe bo die van die oorspronklike Freedom Charter te erken nie. Ons Afrikaners sal gestalte gee aan die oorkonde deur openlike onderlinge konsultasie en bespreking en debat. Hierdie konsultasie sal so wyd as moontlik na alle inheemse volke van Suid-Afrika uitgebrei word. Inheemse volke van Suid-Afrika sluit in enige volk wat nie gebonde voel aan die ANC se Freedom Charter nie. Die finale weergawe sal aan die ANC en sy kaders gebied word as 'n nuwe politieke realiteit in Suid-Afrika. 'n Realiteit wat vir hulle ononderhandelbaar gegewe sal wees. Indien die idee om gestalte te gee aan die soewereiniteit van die Afrikaner aanklank vind, versoek ek die kykers om 'n kopie van die dokument af te laai, dit na hartelus te lees en te hersien, en my te laat weet watter idees uitgelaat of bygevoeg behoort te word. Ek sien uit na julle kommentaar. Ek versoek ook dat die kykers die dokumente so wyd as moontlik versprei, veral onder Afrikaners en kennisse in die buiteland. Verder nooi ek almal uit om respekvolle en konstruktiewe kommentaar te lewer, het sy ter ondersteuning, het sy as kritieke insette. Die uiteindelike doel van hierdie kanaal is om gestalte te gee aan die oorkonde vir die soewereiniteit van die volke van Suid-Afrika en om dit as 'n algemeen aanvaarbare beleidsraamwerk vir die voortbestaan en groei van die Afrikanervolk te bevorder. Onthou asseblief om op die subscribe te klik en die duime op knoppie te druk indien julle die inhoud waardeer. Baie dankie en totsiens tot 'n volgende keer.